voorreg om 'n kindjie vir die Here te kan bring en te bid dat die Here se genade daarop wees en om te sê die onskuld en die liefde van 'n kind is altyd so mooi en so kosbaar. En dat my altyd terugdink, ek was ook op 'n stadium so cute en oulik gewees. Maar vandag weet ek nie, hulle dink nou nie meer so nie. So dis eintlik hartseer, ons word oud en ons word gelukkig kry ons almal plooie en al die dinge, maar kind bly vreugdevol. Ek het nog nooit dat iemand gesê het, dis 'n lelike babietjie nie, of dis 'n lelike kind. Kinders is net die beeldskone liefde en die sagtheid van die Here en is vir ons altyd so iets moois. Nou vanoggend wil ek met julle gesels rondom hierdie tema genade in menslike vorm. Nou as jy eintlik na hierdie tema gaan kyk, dan sal jy agterkom dat iets wat die mens vandag doen is, ons gee nie meer genade nie. Ons is baie vinnig om te oordeel, ons is baie vinnig om klippe te gooi, ons is baie vinnig om mense af te breek en sleg te maak en dinge te doen wat mense al weg sal dryf van God af. Ons sal vinnig vir iemand sê, jy's vet sies man, of hoekom praat jy so? Kan jy nie vir jouself dink nie? En ons kan verskriklik lelik raak met mense, dat dit eintlik so erg begin geraak het, dat mense op 'n plek gekom het en gesê, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, ek wil nie meer 'n kind van God wees nie, of ek wil nie meer geassosieer word met die Christendom nie, want die Christen is mense wat oordeel, wat skinder en sleg praat, en is mense wat skade maak, en dit maak dat ek niks meer wil doen met Christendom nie. En eintlik is dit 'n bitter hartseer ding, want ons raak genadeloos, en eintlik het ons 'n groot aspek verloor, want die Here het vir jou en my kom sê, eintlik 'n roeping op my en jou lewe kom plaas om te sê, dat ek en jy moet die bron van genade wees in menslike vorm. Nou, as ek praat van genade in menslike vorm, het almal dadelik gedink aan die kruis van Jesus. Almal het dadelik gedink aan Jesus wat hier op aarde kom waai, of kom leef het, en vir jou en my 'n voorbeeld kom stel het van hoe ons moet leef, en hoe ons moet wandel. Maar die groot realiteit is, dat hy het opgevaar hemel toe, en hy kom woon in ons met sy gees, en dat ek en jy wat hier op aarde is, die vorm of die beeld van genade moet wees. En eintlik is dit so maklik om hard te wees, so maklik om lelik te wees, so maklik om afbreek te maak, en so maklik dat mense baie keer op plekke kom en sê, weet jy wat, hierdie ou is my belangriker, want hy het 'n beter beursie, so ek gaan eerder met hom tyd spandeer. Weet jy wat? Die Here vra nie vir jou hoe lyk jou bankbalans nie. Die Here vra nie vir jou wat se klere het jy aan nie. Die Here vra nie vir jou wat se familie jy kom nie. Die Here vra nie vir jou of as jy hierdie groot naam het of 'n koning is nie. Die Here kom na jou toe en hy sê vir jou en my, hy het jou lief, net soos wat jy is. En hy het jou geroep, net soos wat jy is, om nader aan hom te beweeg, om nader aan hom te kan wees. Hy het eintlik vir ons kom wys toe op aarde was, genade in menslike vorm in die opsig van Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, vol van genade en waarheid. En as ek hier na hierdie gaan kyk, dan sien ek en jy duidelik, hier was Jesus Christus gewees, Filippense beskryf dit eintlik mooi, hy was die gestalte van God, hy was gelyk aan God, want hy sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord het onder ons kom woon. Hier sê het vir ons so duidelik, en hy kom en eintlik sê, hy het gekom en vlees kom word. Hoekom? Om vir ons genade en waarheid te wys. Om vir jou genade en waarheid te wys. Ons roeping is om God se genade uit te leef, nie net om daaroor te praat nie, maar om dit te wys deur ons leef. En ons kan genadeloos wees, ons kan hard wees, ons kan gevoelloos wees, ons kan soveel seer maak in mense se lewens. Ekskuus, iets krap in my keel. Ons kyk verder. Jesus se genade in menslike vorm het hy vir ons 'n voorbeeld gegee. As in Lukas 19 vers 10 gaan lees, sien jy, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hy het nie gekom om die fariseërs, die heiliges, die skrifgeleerders te lei nie. Hy het gekom om te red en te soek die wat verlore was. Hy het gekom om te red die wat pyn het. Hy het gekom om te genees die wat genesing nodig het. Hy het gekom om te help waar mense hulp nodig het. En ons mis dit so maklik. Vandag sal ons oordeel, ons sal klippe gooi en vir iemand sê, gaan kry net vir jou 'n werk, hou op bedel en gemaak net 'n plan. Maar eintlik besef ons nie altyd wat die mense deurstoei nie.
voorbeelde van sy genade, as jy wil gaan sien, sal jy sien in Johannes 8 vers 11, die vrou wat in oorspel betrap was. Hierdie vrou het groot sonde gedoen, sy was in die daad van oorspel betrap. Die kultuur, die mense van daai tyd het gesê, sy moet gestenig word, sy moet doodgemaak word, sy moet 'n voorbeeld van gemaak word. Wat doen Jesus? Hy sê vir hulle, laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. En guess what, almal het weggeloop en Jesus het vir haar gevra, waar is die wat jou veroordeel? Het niemand jou veroordeel nie? Het niemand jou gestenig nie? Het niemand 'n klip opgetel om jou te gooi nie? En sy sê niemand nie. Die Here sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou hierdie sê ek nie vandag om vir jou te sê, ons kan maar net aanhou met sonde, ons kan maar net aanhou met die boosheid of die verkeerde besluit in die wêreld nie. Nee, hierdie is eintlik 'n beklemtoning dat ons sê, dat ons moet besef, ek moet anders wees as die wêreld, want God se genade is daar vir my. Hy het my vrygekoop, hy het my genesing gebring, maar die groot realiteit is, ek en jy kan na onsself kyk en sê, ek verdien genade, maar die oomblik as ek genade vir iemand anders moet gee, dan is dit van nee, daar het jy gesien wat jy daar gedoen, het jy gehoor wat jy daar gedoen, het jy beleef hoe skuldig of hoe sleg daai persoon is. Sien, ons is snaaks, die mensdom. Ons is vinnig om te oordeel, ons is vinnig om klippe te gooi, ons is vinnig om skade te maak. Saggeus was 'n tollenaar gewees en hy het in Lukas 19 as jy gaan lees, het hy in 'n boom gaan klim en gesê, hy het gehoor van hierdie Jesus en hy wil net sien wie is hierdie Jesus. Hy wou nie met hom praat nie, hy wou nie naby hom kom nie, hy wou net sien wie dit is. En hierdie Jesus stap na hom toe, 'n tollenaar toe, ou wat geld gesteel het by mense. En die Here kyk op in die boom en hy sê vir Saggeus die dief, hierdie slegte tollenaar, hy sê vir hom, vandag het daar heil vir hierdie huis gekom. Want die oomblik toe hy gesê het, Here, ek gaan alles wat ek het teruggee, ek gaan alles wat ek gesteel het, gaan ek dubbel vir die mense teruggee. Hoekom? Want hy besef die genade van God, sy lewe het verander. Hier's nog 'n voorbeeld. Lukas 23 vers 43, Jesus wat aan die kruis hang, langs hom is hierdie moordenaars wat skuldig is aan moord en wat gekruisig word omdat hulle skuldig is. Jesus was onskuldig. Die een moordenaar het hom sleg gesê, die een moordenaar het hom afgebreek en die ander een het gesê, wees my genadig, Here. Dink aan my as jy vandag in die paradys kom. En die Here het vir hom geantwoord en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's so baie voorbeelde. Die vrou wat by die put was, wat na Jesus toe gekom het. Hierdie vrou het water daar geskep en gedrink en Jesus het vir haar gevra en gesê, ek is dors, gee my 'n bietjie water. En eintlik was dit vir Jood nie geoorloof om met hierdie vrou eers te praat nie. Hy mag nie eintlik eers naby haar gekom het nie. En sy vra vir hom, hoe is dit dat jy 'n Jood vir my vra vir water? En hy sê, vir ek sal vir jou lewende water gee, en die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors na kry nie. En sy sê, hoe, jy dan nie eens iets om jy te skep nie. En hy sê, ek praat nie van die water wat jy gaan drink nie. En hy sê vir haar, jy het 5 mans gehad, en die man wat jy nou het, is nie eens jou man, en die vrou skrik, want sy besef, hier is 'n profeet, dis die Messias wat hier voor haar staan. En so het hy haar lewe vir haar uitgelê, vir haar genade gegee, en gesê, gaan heen en sondig nie weer. Reg deur die woord, reg deur die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, al 4 hierdie boeke kan jy eintlik baie duidelik sien hoe Jesus keer op keer vir mense genade gegee, keer op keer vir hulle vergewe het, keer op keer vir hulle gesê, gaan heen en sondig nie weer nie, dat hy mense sy oë geopen het, dat hy mense aangeraak het, dat mense gesê het, spreek net 'n woord en ek weet dit sal so wees. Daar's genesing, daar's oorwinning, daar is hoop vir ons. En tog is ons dies wat baie keer ongenadeloos is. Is ons dies wat mense sal wegstoot, is ons dies wat mense sal seermaak, of is ons dies wat mense sal beskinder en afbreek. En is totaal verkeerd. Dis nie wat God wou gehad het nie. In Markus 4 sê hy vir ons, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en dit het geen vrug opgelewer nie.
en ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het gekom en gegroei, en dit het gedra, 130, 160 en 100voudig. Nou baie keer wil mense gaan en hierdie stukkie net vat en meet aan geld, en sê, as jy gee sal dit vir jou gegee word, en jou sakke sal oorloop. Nee, dis nie wat hier staan nie. Hier kom eintlik gespraat van die saad wat die evangelie is. Ek en jy is die grond, en ek en jy kan verskillende gronde wees. Jy kan goeie grond wees, jy kan klipperige grond wees, jy kan grond wees wat geen diepte het, of jy kan grond wees wat eintlik vol dorings en ditsels en gemors is, en as die saad moet ontkiem en groei, gaan hy niks maak nie. En hier kom die groot geheim, ek en jy moet goeie grond wees. Ek en jy moet daai een wees wat sê, ek is sagte, verwerkte grond, wat gereed is om die saad van die Here te ontvang. Maar die groot realiteit is, ons is eintlik so as mens, as daai saadjie gesaai word in iemand se lewe, en die Here begin te werk in sy lewe, wil ons die hele tyd gaan krap. Ons wil die hele tyd gaan kyk, ons wil die hele tyd gaan stoei met daai persoon, want ons wil sien, hoe werk God in hom, en dan gaan jy daai saad vat, en jy gaan hom oopmaak die hele tyd, en sê, kom, jy moet groei, en ons druk hom weer toe, en dan maak jy hom weer oop. Weet wat gaan gebeur met daai saad? Hy gaan nooit groei nie. Hy gaan nooit ontwikkel nie, want hy word die hele tyd gesteer. As hy saad geplant is, moet jy in geloof gaan staan en sê, Here, ek weet nie wat gebeur onder hierdie grond nie, maar ek weet, hy's besig om te werk. Het jy al gesien met wortels? As jy wortels plant, dan beteken dit nie, as die plant boogrond so groot is, dat die wortel onder die grond so groot gaan wees nie. Jy kan al staan en dink, yes, hierdie is great, check hoe mooi lyk hierdie plante vir my, kyk hoe mooi lyk hierdie wortels, en as jy hom so uittrek, en trek jy so klein worteltjie uit. En jou buurman kan by sy huis wees, en hy dalk hierdie gras met, of hierdie wortelplantjie daar, maar is net so klein plantjie wat daar is, en jy kan vir hom lag en sê, ag shame, is dit wortels? En as hy hom uittrek, dan trek hy so groot wortel daar uit. Jy sien, dit wat in die grond gebeur, het ek en jy geen beheer oor nie. Dis geloof. En ek en jy moet eintlik op 'n plek kom, wat die Here kan werk in ons lewens, en kan werk deur ons, en kan werk in die goeie grond, sodat mense se lewens kan verander. Ek en jy kan nie heeltyd gaan krap en sê, wat gaan nou weer hier aan nie, en kyk hoe mooi lyk hierdie ou, en dan agteraf, en sien ons maar eintlik sy wortel net so kort nie. Hoe lyk jy vandag? Jy sien God werk, en die saad groei deur geloof. Ons begin eers hier te sien iets gebeur, en ons het nie geen idee wat en hoe die potensiaal is om te kan groei nie. Maar ons wil eintlik al hier die volle prentjie sien, maar God sê, geloof is 'n vaste vertrou in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ek en jy nie kan sien nie. En daarom moet ek nie op 'n plek kom en kan sê, Here, maar as U genade kom gee, en as U in my hart en in my lewe die saad wat kom groei en ontkiem het, en vir my kom genade bewys het, weet ek, U kan vir enigiemand genade bewys. Dan moet ek ook genade bewys. Dan moet ek vergewe wie my seer gemaak het. Dan moet ek vryspreek wie my iets aangedoen het. Dan moet ek op 'n plek kan kom dat ek kan sê, weet jy wat, ek sal die dinge wat gebeur het in my lewe agter my kom sit. Maar wat is die probleem? Elke keer as daar moeilikheid is, dan gaan grou ons weer daar in die grond. Ons gaan grou weer in hierdie moeilikheid, want ons wil nie die saad van die Here laat ontkiem, om vir ons genesing te bring nie. Ons het die genesing van God nodig. God laat groei, 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan die wat plant, en die wat nat maak niks nie, maar God alles wat laat groei. Kan jy indink? Baie keer dan het ons as predikante al baie keer gesê, Here, hoe werk dit? Ons het dan soveel keer al gepreek, en soveel keer saad gesaai, en soveel keer met mense gewerk, en dan gebeur daar net mooi niks nie. Niemand kniel uit op 'n Sondagoggend na die woord nie, maar dan kom daar 'n gasprediker, en hy kom preek, en hy maak 'n eenvoudige boodskap, 'n eenvoudige uitnodiging, en die hele gemeente kniel uit. Dan sê, wat gaan aan? Hoekom? Want dis nie ek en jy wat dit laat ontkiem nie. Dis God. Ons moet net die saad saai. Ek en jy word baie keer moeg om vir mense liefde te gee. Ek en jy raak moeg om vir mense die goeie te deel. Ek en jy raak moeg om vir mense altyd baie keer op te bou en die hele tyd te spoon-feed om te sê, kom na die Here toe, kom stap 'n pad saam met hom. Hy sal jou help, hy sal jou uithelp, jy moet hom net eer. Ons raak moeg daarvoor. Maar die Here kom sê vir ons, hou aan. Moenie verloor. Hebreërs 11 het ek klaar vir julle gelees, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. As jy moet geloof hê,
dat God gaan werk in iemand se lewe. Ek en jy moet geloof hê dat God in ons eie lewe gaan werk en 'n verskil gaan maak. Het ons daai geloof. Ons rol as arbeiders, Matteus 9 vers 37 tot 38. Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Ons is geroep om die grond van die mense te bewerk. Om dit so te kom stel, loop jy eintlik met 'n klein vurkie rond en jy is nie besig om elke ou te steek en te slaan en te sê, wat so, nee. Jy stadig maar seker deur die liefde van die Here daai persoon se lewe in te kom spit. Jy stadig maar seker besig om uit te reik na hom toe, om te sê, ek wil jou liefde gee, ek wil vir jou geduld gee, en dit vat baie geduld baie keer. Daar's baie mense wat jy sê, as hy kom vir berading, en spot ek altyd en sê, jy wil hom vat en sy kop so vat, en teen die muur om net so 'n bietjie klap, en sê, kom net 'n bietjie by. Nee, dit vat geduld, dit vat liefde, dit vat gebed, dit vat genade. Dit help nie ek en jy raak ontsteld en kwaad en vir mense oordeel en wegjaag en wegdryf nie, want dan is ons besig om eintlik nie daai grond sag te maak nie. Ons is besig om daai grond te vertrap. En het jy al gesien hoe moeilik dit is vir 'n saadjie om te groei in 'n harde grond? Hy ontkiem nie baie goed nie. Hy kry nie kans om wortels in die grond in te skiet nie, en baie keer dan is dit 'n groot vloed. Maar as die grond sag gemaak is, voorberei is dit 'n baie makliker proses. En ek en jy is deel van daai proses om in mense se harte te werk. Hoe bewerk ons die grond? Nommer 1, nooi mense na God. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die Here het nie gesê, gaan, nee, hy sê, kom, bring die kindertjies na my toe, bring die mense wat bemoeid is en belas is na my toe, bring die siekes na my toe, het Jesus gesê in sy woord, en hy het vir hulle aangeraak, hy het vir hulle gebid, hy het vir hulle gesond gemaak, wonderwerk het plaasgevind, en vandag, die groot realiteit is, ons is te bang om mense na 'n kerk toe te nooi, want wat gaan hulle kry, wat gaan hulle ervaar, hoe gaan hulle die kerk beleef, en ons sal eerder by die huis gaan sit, ek sal eerder na 'n mall toe nooi, want ek weet die mall se teëls is netjies, en badkamers is super netjies. Wat kry ons by 'n kerk vandag? Ons is vinnig om te sê nee, want ons is bang ons gaan skaam kry. Ek is bang ek sit myself in 'n verleentheid, dis omdat ek mense wil nooi nie. Maar die Here kom en sê eintlik vir ons moet begin om mense te nooi, ons moet mense nader roep aan Jesus, want dis waar die Here begin om te werk. Dis waar die saad gesaai word. Toon liefde vir mekaar. Dis nie altyd maklik nie. Om liefde te gee vir daai een met die werk wat jy nie kan verdra nie. Om vir daai skoonseun of skoondogter liefde te gee wanneer jy 'n nek wil omdraai. Om daai skoonma lief te hê wat jy sê, ag Here, wil jy haar nie net kom haal nie. Dis nie aldag maklik om liefde te gee nie. Dis nie aldag maklik om respek te toon vir iemand anders nie. Dis nie aldag lekker om te stoei met die dinge nie, maar dis die realiteit van die lewe. En hier kom die Here met 'n vers wat my stom slaan baie keer, want hy sê vir ons in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Sjoe, Here, nou moet ek liefde gee vir iemand wat ek nie liefde wil gee nie. Nou moet ek vergewe, Here, wie ek nie wil vergewe nie. Nou moet ek ophou sleg praat van een wat ek nog nooit van gehou het nie. Here, help my. Liefde oorwin alles. Van verder, dra mekaar se laste, Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Daar was 3 predikante wat by mekaar gekom het en die een sit daar en sê, broers, ek het 'n groot probleem. En hulle sê, dominee, wat is dit? Jy weet, ons is predikante, almal wat hier is, so jy kan ons vertrou, praat met ons. En die een sê, weet jy wat, ek het 'n nuwe ontvangsdame gekry en ek kan my hande van hierdie vrou nie afhou nie. En die tweede predikant sê, broer, dis niks nie, daai 10de offers wat opkom op 'n Sondag, ek kan my hande in 'n offersak nie uithou nie. En die derde een sê, broers, met 'n baie breë glimlag. Hy sê, broers, ek skinder en ek kan nie wag om jy uit te kom nie. Nou as ons dit aan dra mekaar se laste, is dit nie, ons is daai dominee te wees en te sê, ek kan nie wag om jy uit te stap nie.
Ek kan nie wag om die gemeente te gaan vertel nie. Nee. Die Here sê vir ons dat ons mekaar se laste moet dra. Dat ons mekaar daar moet wees om mekaar te ondersteun. As een stikkend is, moet dit nie geleentheid wees om te betrap nie. As een gebroken is dit 'n geleentheid om te sê, weet jy wat, my vriend, my boetie, my sussie, ek wil jou optel. Ek wil jou liefde gee. Ek wil jou by die hand vat en sê, dis okay. Jy sal okay wees. Maar die grootste vrees is, ons is bang om ons laste te deel. Omdat ons dink, dit gaan soos daai dominee wees, wat jy kan wag om te gaan skinder nie. Ek en jy moet begin op 'n plek te kom om te kan sê, weet jy wat, ek moet dit vir die Here gee, niemand anders nie. Kom ons begin op 'n plek om weer mekaar te dra. Kom ons begin weer op 'n plek om vir mekaar te sê, weet jy wat, jy's veilig by my. Jy's veilig by my. My vrou vra vir my gereeld in die aande as ek by die huis kom, hoe was jou dag, hoe het dit gegaan en hoe was hierdie sessie en daai ding, en sê ek vir, weet jy wat, dit het goed gegaan, maar ek kan nie vir jou deel wat ek bespreek het met die mense nie. Dan sê sy, hoekom nie? Dan sê ek vir, wat is vertroulik met my bespreek. Ek kan vir jou wel sê, bid saam met my vir die mense, that's it. Hoekom? Want as ek gaan praat, gaan hulle nooit weer vir my vertrou nie. Hulle gaan nooit weer 'n laste met my kom deel nie. En ek sonderstel om vir hulle beeld van Jesus se liefde te gee en te sê, hy is veilig by my. Dis kom dit so belangrik is, dat elkeen 'n plek moet vind om te kan sê, waar kan ek praat? Waar kan ek my laste deel? Waar kan ek afpak? Waar kan ek genesing kry? Die kerk is die lig van genade. Handelinge 2 vers 42 tot 47. En dis die begin van die kerk en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en die gebede. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hoekom? Want die kerk was 'n veilige plek. Die kerk was 'n plek van liefde. Die kerk was 'n plek van omgee. Vandag as jy by baie kerke kom, dan gaan dit oor wat se kar ry jy? Wat se bankbalans het jy? Hoe goed is jy? Weet jy wat? Om hemel toe te gaan die Here nie eens vir jou vra by wat se kerk was jy lidmaat nie. Jy het nie 'n kerk nodig nie. Jy het die genade van God nodig. Maar die Here sê vir ons, moenie die ondereenkomste misloop nie. Hoekom? Want die kerk is daar om mekaar op te tel. Dis jou boeties en sissies veronderstel om te wees. Dis om mekaar te lei. Ons het dit so nodig. En ons mis dit. Kerk is nie 'n skinder of 'n afbreek geleentheid nie. Die kerk groei waar genade geleef word. Kerke groei waar mense genade ontvang word. En ek wil nie vandag vir jou sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, gaan maar aan en sondig en moenie worry nie. Nee. Ons is daar om vir mense te sê, weet jy wat, die Here het jou lief. Hy gee om vir jou. Of jy nou alkoholist is en of jy nou whatever is, dit maak nie saak nie. Die Here sê vir jou, I just love you. En ek wil jou by die hand vat en ek wil jou oprig en ek wil jou vertroos en ek wil jou vashou en ek wil saam met jou wees. Die ou wat langs Jesus aan die kruis gehang het, hy is nie groot gedoop nie, hy is nie klein gedoop nie, hy is nie enige ritueel wat deur die kerk gegaan het nie, hy het net vir die Here met opregte hart gesê, dink aan my, en die Here het vir hom gesê, vandag is jy saam met my in die paradys. Dis Christendom. Dis wat kerk moet wees. En ons maak dit so complicated. Baie keer kom mense na my toe en sê vir my, Daniel, sal jy ons help, want my kerk wil my nie help nie, want ons is nie, my vrou het nie groot geword daar nie, en sy moet dan eers karkiseer voordat sy ons kinders gedoop kan word. Dan sê ek, weet jy wat, kom, ons gaan met die grootste liefde. Hoekom? Want die Here het gesê, kom na my toe, almal wat in die plaas is. Kindertjies het na hom toe gestroom, mense het na hom toe gestroom vir hulp, vir genesing. En hy het hulle gegee. Hy het nie vir hulle gevra, as jy NG is, as jy Henry is, jy AGS, as jy dit of as jy dat nie, hy het gesê, kom na my toe. En vandag moet ons op 'n plek kan kom, wat ons kan sê, it's not about the denomination, it's about the grace of God. Dis oor die liefde van God. God voltooi die werk. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hiervan oortuig is, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus.
luister mooi, die Here het daai werk begin, en hy het nie net begin om te sê, daar's ek is klaar nie, ek en jy gee moed op, ek en jy raak moedeloos, en ek en jy raak frustreerd met mense, en sê, weet jy wat, ek gee hom vir die Here. Partykeer as jy 'n moeilike tiener het, dan sê jy vir die Here, Here, ek gee hom sommer vir U terug, en as jy nie kom haal, die stiere kom. Maar die groot realiteit is nie, dat die Here kom nie en raak moedeloos soos ek en jy nie. Hy kom na ons toe en sê, weet jy wat, maak nie saak wat nie, maak nie saak hoeveel keer jy gevou het nie, maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie, maak nie saak hoeveel keer jy op die grond sit en sê, ek is stikkend en ek kan net nie meer nie. Die Here se genade is nog steeds daar vir jou. En ek en jy moet dit aangryp. Ek en jy moet dit aangryp. Ons doen die liefdewerk, God doen die groeiproses. Ons wil baie keer God se werk oorvat en die groeiproses dryf, en ons kan nie. God doen dit. Is jy bereid om vir kind te bid vir 40 jaar? Vir 40 jaar net liefde te gee? 'n vriend van my het dit gedoen vir sy broer, en sy broer het op die bekering gekom, as gevolg van 40 jaar se gebed wat hy gebid het. Net bly bid, net bly liefde gee, net bly saai, net bly spit in sy grond. Hoekom? Want God werk, en God laat groei, en God gaan dit laat ontkiem op die regte tyd. Ek en jy moet net bereid wees om 'n kanaal van liefde te wees. Selfdag lekker nie, selfdag maklik nie. Is jy bereid om liefde te gee? Gaan en wees die beeld van sy genade. Ek het al baie keer gedink in die Bybelse tyd, dan dink ek, joh Here, maar die vroue was veroordeel en hulle was sleg gepraat, maar die mans kon seker goed toegelaat het. Hoe werk dit? En al soveel keer dat ons baie keer na mense kyk en sê, Here, hierdie persoon, hy het dan U gedien en hy het sonde geval en droog gemaak. Hoe is dit moontlik? En dan sê die Here vir my, Daniel, jy moet net stil bly. Gee jy net genade. Gee jy net liefde. Dis al. Dis al wat ons moet doen. Laat God doen om die res te doen. Ek wil ook beweeg na ons nagmaal. En vandag het ek 'n stukkie wat jy nou gaan klink, dit klink verskriklik weer wreed in Johannes hoofstuk 5 as ek nou reg is, nee, hoofstuk 6 vanaf vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en sal hom opwek in die laaste dag. Want ons vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader wat my gestuur het en deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Nou hierdie klink baie erg. As jy dit lees, dan dink jy dadelik aan een of ander blood thriller movie op TV. Maar hier is eintlik wat hy vir jou en my beskryf, en hy sê die brood is Jesus wat aarde toe gekom het. Ek en jy kom en eet van sy liggaam. Elke keer as ons deel aan hierdie nagmaal, is 'n vorm van sy liggaam wat hy vir ons kom gee het. Hy het vir ons gesê, hy is die brood van die lewe. Hy is die weg, die waarheid. Niemand kom na die Vader deur hom nie. Hy het vir ons gesê, hy is die wynstok, ek en jy is die loot. Hy het vir ons gesê, sy bloed was ons witter as sneeu. En eintlik al wat hierdie kom beteken is wete beklemtoon. En net vandag weet ek kan sê, Here, U het vir my kom sterf aan die kruis. U het die liggaam kom gee vir my, sodat ek in oorwinning kan staan. U bloed het gevloei om my skoon te was, sodat ek witter as sneeu kan wees. Dit het vir my en jou daai oorwinning kom gee. So vandag as ons aan die nagmaal deelneem, wil ek net vir jou sê, jy hoef nie 'n lidmaat in die kerk van die Nasarener te wees om nagmaal te gebruik nie. Die Here sê vir ons, nêrens in sy woord, wees of word 'n lidmaat van 'n gemeente nie. Hy kom sê vir ons eintlik, is jy gereed? Is jy 'n kind van God? That's it. So ek wil vandag vir elkeen hier uitnooi en sê, gebruik asseblief van hierdie nagmaal, want deur dit vandag te doen, kom jy net weer op 'n plek en sê, Here, ek eet vandag aan U liggaam. Ek drink vandag aan U bloed en ek glo volkome in U. En hy bring vir jou die oorwinning waarom moet wees. Hy bring vir jou daai seën
beland wees. Dus ek gaan vra dat die wat vir ons vanoggend gaan help met die nagmaal, vir my net na vore gaan beweeg, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan 'n lied speel, en terwyl hierdie lied speel, gaan die nagmaal vir ons uitgedeel word, en dan as ons klaar na die lied geluister het, en almal nagmaal ontvang het, dan sal ons almal saam van die nagmaal gebruik. So kom ons bid net gou saam, en dan vra ons vir die seën van die Here. Here, ons kom vandag na U toe en ons kom sê vir U dankie vir U liggaam, dankie vir die bloed wat gevloei het, dankie dat U dit geen roof geag het om die gestalte van 'n diensknegt van 'n mens te geword het, hier op aarde te kom woon het hier onder ons, en dat U vir ons oorwinnend kom gebring het. Here, ek loof U, ek prys U en ek eer U vir hierdie dag, en ek vra Here dat elkeen wat hier is vandag net weer van hierdie liggaam kan eet en hierdie brood kan geniet, Here, om te kan sê, dit is die lewe wat U vir my kom gee, dit is die bloed wat U in my kom stort het om my skoon te kom was, en nie net dit kom my kom skoon was nie, U bloed loop deur my are, en ek leef vir U vandag. Ek vra dat elkeen net so 'n proklamasie maak vandag, Here, dat hulle net weer nader aan U kan kom beweeg in hulle geloof, in hulle harte, in hulle vertroue met U. In Jesus' naam. Amen.